Jy kyk na Nuusdag Perspektief. In Nuusdag om 8 is daar reeds berig oor die moontlikheid dat die minister van Finansies, Nhlanhla Nene, die president versoek het om hom uit die pos te ontslaan. Nou, ons gaan die moontlikheid deurtrap met die politieke ontleder verbonde aan die UNISA, professor Dirk Coetzee, hy is in die ateljee by ons. Nou, Nene se vermeende versoek kom nadat hy verlede week erken het dat hy die Gupta-familie telke male by hulle woonhuis in Saxonwold ontmoet het. Hy het hiervoor om verskoning gevra, hoewel hy vroeër ontken het dat hy die omstrede familie by hulle huis ontmoet het. Die EFF-leier, Julius Malema, het gevolglik sy stem by 'n koor van kritici gevoeg. Malema sê Nene verdien nie sy pos nie en daar gaan nog baie van Nene se geraamtes uit die kas val. Nou, om hierdie moontlike geraamtes te bespreek, verwelkom ons in die ateljee professor Dirk Coetzee van UNISA. Goeienaand professor en welkom. Dankie. Kom ons kyk gou na al die small and Jana skeletons, soos die minister het genoem het. En ons kyk na daai geraamtes. Wat is daai geraamte? Is dit 'n geraamte dat hy net die Guptas besoek het en nou is hy in die sop? Wel, dit lyk asof dit die geval is. Ek dink die feit dat dit nie bekend is waaroor hulle gepraat het nie, dit skep 'n mate van onsekerheid. En ek dink dis wat die meeste mense wil weet, is wat is daar bespreek in daardie periode tussen 2010 en 2014, terwyl hy eintlik toe adjunkminister was. So, toe was hy natuurlik voorsitter van die PIC, soos hulle sê, die openbare investeringskorporasie. En nou is daar ook sprake van sy familie, sy seun en so aan kon baat by sy posisie as voorsitter, as adjunkminister en dis voorsitter daarvan. Niks is seker nie. Hy het self gesê, die minister, dat hy is bereid dat dit na die kommissie toe moet kom, die geregtelike kommissie. Enige iemand met inligting moet dit aan die kommissie voorlê sodat dit openbaar kan word. So aan die een kant is daar baie gerugte, suspisies, maar daar's geen konkrete getuienis op die oomblik nie. Nou, die versoek van die minister van Finansies om uit te tree uit sy pos uit is nog nie bevestig nie, maar beteken en hoekom dink jy sou die minister dan vra vir die president om hom van sy pos te verwyder? Dis 'n baie onnatuurlike manier van doen. Ek vra vir myself, hoekom bedank hy net nie? Ja. Nee, hoekom vra hy vir die president om hom af te dank? Ek dink wat die strategie daarmee is deur te sê, ek is bereid om te bedank, maar hy plaas die onus op die president, eintlik met die bedoeling dat hy hom nie moet afdank nie. En dit skep dan, dit neem die verantwoordelikheid van hom af weg, om uiteindelik te bedank, want ek dink, nie een van die twee, beide president Ramaphosa, sowel as die minister, dink dit sal 'n goeie ding wees as hy bedank nie. En wat is daai redes wat ons na kyk? Wel, die belangrikste is die feit dat baie binnekort met hy die mediumtermyn begrotingsbeleidstoespraak in die parlement lewer. Dis die tweede belangrikste naas die nasionale begrotingstoespraak wat hy lewer in 'n jaar, in 'n finansiële jaar. En dit gaan baie bepalend wees vir wat die verskillende agentskappe wat binnekort moet kom, wat hulle oordeel gaan wees oor Suid-Afrika, of ons opgegradeer, afgegradeer gaan word, sowel as die finansiële markte in die algemeen. Dis die twee groot geleenthede per jaar, waar die minister van Finansies werklik 'n impak kan maak, om daar aanduiding te gee in watter rigting die regering beweeg, veral met sy fiskale beleid. Ons het nog gesien natuurlik in die nuus dat die markte aangeraak is, maar politieke partye sit selfe nie om dieselfde vuur nie, maar in hierdie geval lyk dit vir my of die politieke partye saamstem dat hy moet aftree, of dat hy moet uittreë. Nou, sommige van hulle Koup byvoorbeeld is nie ten gunste daarvan nie. Monsieur Lekota is gewoonlik meer gematigd in sy houding hieroor. Maar ek dink die filter waardeur ons hierna moet kyk is die verkiesing. Dis 'n ideale geleentheid vir die oppositiepartye om voordeel te trek teen die ANC, en wat hulle hoogswaarskynlik in die verkiesing kan gebruik, saam met natuurlik al die probleme van Guptas en die staatskaping. Want ons moet onthou dat ons is nie meer in 'n gewone situasie nie. Ons is nou in die opbou na die verkiesing. Daar verkiesingsveldtogte is in feite reeds besig om plaas te vind. En oppositiepartye het skietgoed nodig teen die ANC as regerende party. So dis 'n ideale geleentheid daarvoor. Nou daar is professor diegene wat sê daar is ander ministers in die kabinet, soos Malusi Gigaba en Nomvula Mokonyane en Faith Mutambi. Dis die soort ministers wat afgedank moet word in steede van Nene, want sy sonde is nie so groot nie. Hy het met 'n vergadering gaan bywoon by die huis van die Guptas. Ek dink dis die komplikasie wat ontwikkel het, is om te lyk asof dit op 'n gelyke basis die situasie hanteer gaan word, dat daar nie in 'n sekere mate 'n meer
rigied teen hom opgetree gaan word as teen die ander nie, maar dit bring ons terug na die magsbalans wat in die ANC bestaan en wat gevorm is na die verkiesing van president Ramaphosa in Desember verlede jaar. En wat ons nou gedurig weer sien is dat daar is nog die Zuma-ondersteuners binne die regering. En ek dink die groot kopseer vir president Ramaphosa is dat hy kan nie teen, as sodra hy begin optree, gaan hy teen almal moet optree om konsekwent te wees. En dit gaan die byneus oopmaak binne die ANC. En veral kort voor die verkiesing. So, dis hoekom ek persoonlik glo dat dit is onwaarskynlik dat daar 'n kabinetskoming voor die verkiesing kan wees, want dit gaan al is dit nie tot voordeel van president Ramaphosa nie, is daar 'n mate van stabiliteit binne die ANC. En as hy nou gaan inbeweeg, gaan hy daai stabiliteit op sy kop omkeer. Kom ons spekuleer 'n bietjie meer as Nene sou uittreë môre, wie gaan oorneem by hom? Ek dink die voorloper op die oomblik is die vorige adjunkminister Mcebisi Jonas, die huidige adjunkminister Mondli Gugubele, wat ek dink nie 'n baie sterk kans het nie, maar sommige mense verwys na hom. Die LER in Gauteng, Barbara Krisi, wat die minister van Finansies van Gauteng is, sy is redelik suksesvol daarmee, sommige mense noem haar. Die huidige gouverneur van die Reservebank, gouverneur Kganyago, is ek dink 'n baie goeie kandidaat. Hy was 'n voormalige direkteur-generaal van die Tesourie. So hy het al die ondervinding wat nodig is daarvoor. Ek sou sê as daar niemand is nie, is die finale opsie is Pravin Gordhan. Die probleem met die opsie is dat hy is so nodig in die departement van openbare ondernemings om die probleme daar uit te sorteer, dat dit sal die absolute laaste opsie wees wat president Ramaphosa het. Die komplikasie is dat daar in terme van die huidige kabinet is daar omtrent niemand nie. So hy sal iemand van buite af moet inbring. En om dit te kan doen, hy het net een ruimte oop, want daar, volgens ons grondwet kan daar 2 ministers in die kabinet wees wat nie lede van die parlement is. As hy sou uittreë, hoe lyk sy politieke toekoms? Ja. Ek dink hy gaan waarskynlik weer terugkom dan na die politiek toe nie. Ek dink hy het reeds... Want dit sal 'n tweede ronde wees. Ja, amper 'n derde ronde. En ek dink hy was reeds besig om homself te vestig in die besigheidswêreld en ek dink hy gaan baie maklik weer terug kan beweeg daarin. Nene, daar is 'n paar omstredenheid en hy is nie vreemdelinge met mekaar nie. Hy het al telke maal in sy politieke loopbaan 'n opslag gemaak. Nou een van dit is sy seun wat natuurlik met die jy het nou toe ons begin praat, toe praat jy oor die PIC en hy was verbonde aan die PIC en daar sê hulle is 'n paar geraamtes wat nog moet opgelig word uit die graf uit. Ja, maar ongelukkig het ons nie regtig inligting daaroor nie en dis hoekom ek die formele posisie van minister Nene is deur te sê wel, neem dit na die geregtelike kommissie, die sondekommissie. As daar enigstens getuienis is, wat ek dink 'n redelike beskouing is of benadering is, en ons sal moet sien. Of die EFF byvoorbeeld inligting het, dit lyk my die EFF is baie effektief om inligting te versamel. Maar dit beteken dat op een of ander stadium moet hulle dit op die tafel sit. Professor, ek sê vir jou baie dankie dat jy ingeloer het hier by ons. Dit was professor Dirk Coetzee. Hy is 'n politieke ontleder verbonde aan Unisa. Nou, ons gaan verder praat en verder gesels oor dit, want jy moet ingeskakel bly, want net hierna fokus ons op beweringe van wanbesteding en onregmatige uitgawes deur die ANC.